Welkom by Kreatiewe Kreature, 'n sak vol stories se mini-reeks oor gediertes en gedoentes uit die mitologie en legendes. Sommige is grillerig, sommige is vreemd. Party is bietjie simpel en ander is dalk snaaks. Maar iets wat hulle in gemeen het, is dat hulle baie interessant is. Hier gaan ons met vandag se kreatiewe kreatuur. Verbeel jou 'n voël wat hoog bo in 'n ou bouvallige toring sit. Dis 'n baie spesiale voël met vere wat soos vlamme lyk. Helder rooi, geel en diep oranje. Die voël se oë gloei soos vuurwarm kole en sy snavel is krom en skerp soos 'n mes. Dit het 'n lang, spoggerige ster waarvan die punte lig flikker soos vonke. Dan begin die voël hard sing. 'n pragtige lied wat deur die bosse om die toring weer galm. Die voël sing al hoe harder en begin skud en bewe en die vurige vere gloei al hoe helderder. Skielik bars vlamme oral om die voël uit en dit lyk of die voël aan die brand is. Maar moenie bekommer nie, want iets wonderliks is aan die gebeur. Dit is nie die einde van die fantastiese geveerde wese nie, want uit die as van die vuur word die voël sommer weergebore, groter, sterker en mooier as wat dit was. Kan jy al raai wat dit is? Dit is 'n feniks. Die feniks is 'n magiese kreatuur uit antieke legendes en word sterk verbind met die son en vuur. Die feniks is veral bekend vir sy ongelooflike vermoë om uit die vuur en as van vernietiging te verrys en weergebore te word. Met ander woorde, dit keer terug, sterker, jonger en helderder as tevore. Elke keer wat 'n feniks sterf, begin dit weer van vooraf, verfris, vol energie en gereed vir 'n nuwe begin. Daarom word die feniks dikwels gesien as 'n simbool van hoop, herstel en nuwe lewe. Waar kom die feniks vandaan? Verhale en legendes oor die feniks is baie oud. Dit verskyn reeds in die mites van antieke Egipte en is met hulle songod Ra geassosieer. Die Egiptenare het hierdie voël die Bennu genoem en dit was 'n teken van hergeboorte en vernuwing. Die antieke Grieke het ook stories oor die feniks vertel. Hulle het geglo dat die feniks vir honderde jare kan leef. Wanneer dit voel sy einde is naby, bou dit 'n nes van speserye en geurende plante. Die nes gaan dan in vlamme op en die feniks word deur die vuur verteer. Uit die as verrys daar egter 'n nuwe feniks. Hierdie idee het later na ander kulture versprei, insluitend die Romeine, waar die feniks 'n simbool van hoop en onsterflikheid geword het. Tot vandag toe word die feniks in kuns en stories gebruik as 'n teken van krag, volharding en die oorwinning oor moeilike tye. Daar's nie 'n enkele storie met die feniks as die held nie, maar die Griekse skrywer Ovidius het een van die bekendste weergawe vertel. Volgens hom leef die feniks vir honderde jare. Wanneer dit dan voel sy lewe staan einde se kant toe, bou dit 'n nesie van kaneel en ander soetruikende speserye. Dan klap die feniks sy vlerke en die nes vat vlam. Die voël word deur die vuur verteer, maar uit die as verrys daar 'n nuwe feniks. En hierdie jong feniks versamel die as van sy voorganger en vlieg daarmee na die stad Heliopolis in Egipte. Daar laat hy die as 'n offer agter.
Hierdie verhaal beklemtoon die Feniks se band met hergeboorte en die sikliese aard van tyd. Siklies beteken dit gaan om en om in die ronde, soos 'n sirkel, amper soos die wysers op 'n oorlosie al in die ronde draai. Nou wat sou 'n Feniks eet? Dis bietjie van 'n raaisel. Omdat dit 'n magiese wese is wat met vuur verbind word, sê sommige stories dat dit nie gewone kos nodig het nie. Miskien kry dit sy energie van die son of dalk uit magiese towervlamme uit. Omdat die Feniks so met vuur geassosieer word, reken ek hy sal nogal hou van 'n warm brandrussie of 'n groot lepel vol kaneel, enige krui of spesery met 'n sterk branderige smaak. Fenikse verskyn in baie fantasieboeke vir kinders. Hulle word dikwels uitgebeeld as kragtige, loyale en behulpsame wesens. 'n Bekende voorbeeld is in die Harry Potter reeks deur J.K. Rowling, waar 'n Feniks 'n simbool van loyaliteit en hergeboorte is. Fenikse verskyn ook in baie ander fantasieverhale waar towerkuns en mitiese wesens 'n belangrike rol speel. En hoe sou jy jouself teen 'n Feniks beskerm as jy een teekom? Wel, hulle is nie noodwendig aggressief of gevaarlik nie, maar as een naby jou aan die brand slaan, sal dit seker help om 'n lekker groot glas water of 'n brandblusser by jou te hê. Dit is dan dit vir die kreatiewe kreatuur, die Feniks. Tot die volgende aflewering van Kreatiewe Kreature, lekker luister, lekker lees en lekker leer.